en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde, die Godheid, drie in een, o Vader, Gees en Siel, die leeu en die lam, die leeu en die lam, hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde, die Godheid, drie in een, o Vader, Gees en Siel, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Môre gemeente. Môre gemeente. Dit klink beter. Welkom julle. Ja, hierdie kant is die kant wat jy kan sien is die moederkant wat hulle nader gesit is in die deur. Nee, ekskuus julle. Welkom. Hier is niemand wat ek sien vir die eerste keer hier nie. Is iemand vir die heel eerste keer hier? Ek sien vir Charles en Elna hier so. Hulle kuier baie by ons. Ek wil sê vir hulle net welkom. Hulle kom, julle bly hier, maar hulle kom so af en toe by ons kuier. Geef hulle 'n lekker hande klap. Ja. Elna het al hier so klavier gespeel hier so voor. As jy gesê dat kon ons die klavier uitgehaal het, maar ons het daarom 'n klaverspeler. Ons kort ons band met wie aan die gang kom. Maar die jong mense het hulle gesteel, so hulle is nou daar agter. So baie welkom. En ja, ons is hier soos ek elke Sondag sê, dit is so lekker om te weet jy kan 'n plek toe kom. Dit is weer goed. God is hier en julle is hier. Elke Sondag is ons hier en God se kinders is hier en hier is hierdie heerlike tee na die tyd. En tussenin het ons tyd saam met God en sy woord. Dit is soos in die hemel, die hele tyd by God. So kom ons sit so 'n bietjie, jy sit en jy dink oor jou dag so ver. Dink in die week wat verby is, dink in dit wat kom. En sit God in die prentjie in. Sê vir hom, Here, hier is ek. Kom ons praat met hom. Ja, Here, ons kan aan soveel plekke dink waar ons op hierdie oomblik kon gewees het. Ons kan op verskillende plekke gewees het. Ons kon maar net glad nie belang gestel het in U nie. En daarom die feit dat ons hier is en dat ons glo ons is kinders van U, maak ons nie beter as ander mense nie, maar maak ons maar net gered. Maar is nie goeie mense wat hemel toe gaan nie, maar hulle wat gered is. En ons kan onsself nie red nie, U sê dit. U sê dat U red ons deur genade. En selfs die keuse wat ons maak om te sê ek volg Jesus is genade. En dis net die amazingste van U, dat ons kan hier sit vanoggend. Met hierdie wete, met hierdie begrip, dat die grote God, die God wat hierdie wêreld gemaak het, is hier by ons. En daar wil ek vra dat U ons so terwyl ons so sit, sal seën en ek kom lê op julle elkeen die genade en die vrede en die liefde van God ons Vader en Jesus Christus die Here. En die Heilige Gees is hier by ons en hy seën vir ons. Amen. Kom ons staan en ons sing ons 'n lied. Die lied is dis die dag wat die Here gemaak het.
So wat maak ons as die Here vir ons 'n dag gegee het? Ons juig en ons is bly wees daaroor. So kom ons staan en ons sing ons heerlik saam. Ons gebedsbak, is daar 'n klompie briefies, hier is so 4, en hier is 2 blomme, ons gee vir die Here eer, Here, dankie vir hierdie gebede, en ons het so rukkie terug gebid, hier vir Paul, wat kanker het in Suid-Afrika, en hier is nou 'n briefie wat sê, Paul is in remissie, so ons eer die Here daarvoor, dit is 'n fantastiese briefie om te hê, gebed, vir ons ouers se huwelik, ons bid daarvoor. Here, terwyl ek sommer met hierdie brief in my hand sit, kan ek nie anders as om sommer dadelik met u te praat, oor huwelike nie. Dis so die kosbaarste ding wat ons almal kan hê wat getroud is 'n huwelik. Dis die mens gemaak na u beeld, en toe maak hulle, toe het julle by mekaar gesit in die huwelik, so ons bid sommer dadelik vir hierdie mense, se huwelik, en ons wil regtig vra dat u op 'n kragtige manier ook 'n verandering sal bring. In Jesus se naam. Amen. Bid asseblief vir 'n familie wat die week 'n familielid aan die dood afgestaan het. Daar's mense in ons gemeente, sy broer oorlede is in Suid-Afrika. So hulle is terug in Suid-Afrika om daar vir die reëlings te wees, so ek dink aan hierdie gesin. En hier is iemand wat sê bid asseblief vir 'n werksgeleentheid. Nog iemand? Kom steek gou jou hande op. Daai kant. Hande, as hy. Here, ons het so 2 dankie sê en blommetjies en hierdie briefie van Paul en ons bring hierdie goed na u toe. Die rede hoekom ons hierdie goed vir u bring is omdat ons eintlik vir u kom sê, soos dit u ons leer. Geseënd is jy as jy weet hoe arm van gees jy is. Jy by 'n punt in jou lewe gekom het waar jy weet, net God alleen. Dan is jy by 'n punt waar jy voor God kan kom sit. En sê, Here, help. En ons weet nou, kan ons by u sit. En ons kan sê, help. Ons bid, Here, vir hierdie persoon wat 'n werksgeleentheid soek. Ons bid vir hierdie gesin ook, wat in ons gemeente is, wie se broer oorlede is. En ons weet dat u vir hulle sal, met u sagtheid, ook sal aanraak, en dat u ook vir hulle vrede sal gee, ook na hierdie afsterwe van hulle broer. Hierdie hande gesien, Here, en ons is so bly dat ons net by u kan kom staan.
En sê, U het hierdie dag gemaak, ons juig daaroor, ons bring ons gebede na U toe, ons bring hierdie gemeente na U toe, ons kom sit hierdie gemeente met al die aktiwiteite wat ons in ons gemeente het, kom bring ons na U toe, en ons kom tree in vir elke bediening. Ons wil regtig vra, oral waar ons gemeente besig is om te werk, elke dag as ons in hierdie wêreld ingaan, daar waar ons mense invlieg en uitvlieg, en daar waar ons in die stad werk, en by skole werk, en oral waar ons werk, wil nie asseblief ons gebruik as sout en lig, om 'n invloed te hê, 'n radikale invloed te hê in mense se lewens. Ons sien uit eendag om te hoor, wat het hierdie gemeente se mense ook, ter wille van God gebring, want ons gemeente se naam is Deo Gloria, alle eer aan God. Amen. Kom ons staan, en dan hierdie lied wat ons nou gaan sing, is eintlik so in ons tema in. Ons tema is hierdie jaar 'n koninkrykslewe, en hierdie lied sê dat Jesus is die Lord of Lords en die King of Kings. So kom ons staan en ons aanbid hom as die koning, want hy alleen is waardig. Praises to
As julle wil, kan julle Bybels oopmaak saam met my, waar by Matteus. Ons is nou al die 4de week besig met Matteus 5. Kom ons bid. Here, dankie dat ons hierdie lied kon gesing het, om ons net so presies te sit waar U wil ons hê. Want hierdie hele reeks, die hele Bybel gaan daaroor. Dat U wil hê ons hart en siel, verstand en krag moet op U wees. Ons het laas week gehoor dat U gesê het dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hart en siel en verstand en krag. En ons weet, soos ons vanoggend hier staan, dit is nie, en ek hier staan aan hulle, ons gemeente hier sit, dat daar 'n tekort is. En ons weet dat U met ons praat daaroor. En ons is so ongelooflik dankbaar, dat U deur die Heilige Gees ons werk, en dat U deur die Heilige Gees kom, en stukkies kom afkap, wat nie soos Jesus lyk nie. Stukkie vir stukkie, vir ons wat by U sit en sê, Here, kom kap af. En ons weet, dis nie altyd lekker nie, Here. Maar hier is ons. So ons kon stel onsself heeltemal oop vir U woord, en ons wil vra dat U deur die woord met ons sal praat. Amen. Ek lees daar by Matteus 5 vers 21. As Jesus wat praat, hy is besig met die bergrede. En die bergrede was, hy het opgegaan daar met die berg, daar in Galilea. Hy het in Kapernaum gebly, en net so eentjie, so 4-5 kilometer van Kapernaum is hierdie berg, en hy het opgegaan op daai berg, en daar het duisende mense voor hom gesit, want hy sê, toe hy die menigte gesien het, het hy opgegaan met die berg, en dan gee hy 'n preek, of 'n rede, of 'n intreepreek, noem dit wat jy wil, maar dit is 'n preek om vir ons te help, hoe ons prakties kinders van God kan wees. Julle het gehoor, dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, ek wil net gou hier stop, julle gaan dit nou, as julle nou verder gaan lees, julle moet asseblief gaan lees van 21 tot 48 toe, gaan hy 6 keer dit sê. 6 keer is Jesus, hy sê, julle het gehoor, julle het so groot geword, dis wat die ou mense sê, en dis wat die Bybel sê, maar dis wat ek sê, ek vat dit 'n entjie verder. Hy sê, jy mag nie moord pleeg nie, strafbaar voor die regbank, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar. En gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring, en die regter jou aan die polisie oorgee, en jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou. Jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het nie. Nou, ek wil sommer met 'n positiewe noot begin, maar ek moet eers my skoenriem vasmaak, anders gaan ek val net nou. En dit gaan nie baie positief wees nie. Ons is besig met hierdie hele gedagte van 'n koninkrykslewe. En ek wil hê jy moet net so 'n oombliekie dink oor hierdie hele gedagte van koninkryk en koningskind. Dink gou 'n bietjie daaroor. Wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanoggend hier te sit en jy kan sê, ek is 'n kind van God. Maar ek is nie 'n kind van God nie, ek is 'n kind van die koning van die konings. Ons het daai lied gesing, King of Kings. Ons sit hier en jy het hierdie voorreg en jy het hierdie reg om te sê, ek is kind van God.
En ek het vir julle al gesê, so 2 weke terug, hoe word jy 'n kind van God? En ek lees dit gou weer vir julle hier. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om 'n kind van God te word. Elkeen wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het die reg vanoggend om 'n kind van God genoem te word. So, jy sal weet, soos jy vanoggend hier sit, sal jy weet in watter kategorie jy val. Jy weet mos of jy 'n kind van iemand is of nie. As met jou vrou of jou ouers of jou kind, ja, jy weet presies. Hoor wat sê hy? Hy sê, as jy by 'n punt gekom het in jou lewe, waar jy Jesus aangeneem het, aanvaar het as jou verlosser, as jou saligmaker, as jou redder, en jy glo, dit is die enigste plan, daar is geen ander plan nie, dan sê my Bybel, en dis wat hier staan, is jy 'n kind van God. En nou weet julle, elkeen wat hier sit, ons leef nie altyd soos kinders van God nie. En dis waarmee God met ons besig is, dis waarom ons 'n Bybel het, dis waarom Jesus vir ons leer, dis hoekom ons Sondag hier is, en dis hoekom ons in die week met God Bybelstudie doen, en omgegroep hou, en stilte tyd hou, en besig wees met die woord, vir hierdie rede is om te sê, Here, ek wil in die praktyk raak wat ek in posisie is. Wat is jou posisie? Hallo? Ek hoor nie. Koningskind. Hoe leef jy in die praktyk? Nie soos 'n koningskind nie. Maar ons weet dit. Want ons het nog 'n stuk geneigtheid weg van die koning af. En ons het nog hierdie stuk geneigtheid om nie te aanvaar dat die koning is besig om te roel oor ons nie. Want hy is die roeler. Hy is die een wat regeer. En nou kom Jesus, en veral in hierdie gedeelte, Matteus 5 tot 7, is hy met ons besig, en hy vertel vir ons, en hy sê vir ons, maar die hele Nuwe Testament, en baie dele in die Ou Testament ook, maar veral in die Nuwe Testament, maar veral in hierdie gedeelte, kom sê hy vir ons, hoor die ouens, ek wil nou vir julle help, ek wil vir jou leer, nadat jy gekies het vir my, hoe leef jy nou as 'n koning se kind? En dan begin hy ons, 3 weke terug, dan sê hy, die een ding wat ek vir koningskinders wil hê, kan jy onthou, geseënd is jy. En daai woord beteken ongelooflik, goddelik, gelukkig is jy by 'n punt in jou lewe gekom het, dat jy God aanvaar het, en Jesus aanvaar het. Hy sê, maar dan verander jou karakter. En dis waarmee hy werk. Ek het nou na my gebed gebid, Here, kap alles af wat nie soos Jesus lyk nie. Want binne in ons het ons reeds die potensiaal van die karakter van Jesus. Maar hy moet alles kom afkap wat nie soos Jesus lyk nie. En hy sê, hoe lyk die karakter van Jesus? Jy weet, jy's arm van gees. Arm van gees beteken, ek het nie meer idees nie. Baie keer dink jy en ek, it's a good plan. Hier is nou 'n goeie plan, ons moet nou hierdie ding doen. Selfs in die kerk, ek kry baie good plans van myself af. Ek het baie good plans, maar is nie 'n God plan nie. Daar's 'n verskil tussen 'n good plan en 'n God plan. En dis wat hy ons wil leer, hy sê, jou planne is nie altyd my planne nie, al lyk dit hoe goed. Ek het 'n ou ontmoet wat 'n baie goeie plan gehad het. Hy het my gesê, hy is in hierdie buiteegtelike verhouding, en hy sê vir my, maar dit moet van God af wees, dit genuine. Hy sê, want ek en hierdie meisie hou nou saam Bybelstudie. My vrou, jong, sy is maar 'n moeilike mens. So hierdie moet van God af wees. It's a good plan. Maar dit is nie 'n good plan nie. Maar it's not a God plan. Dis 'n simpel plan, in elk geval. So elke good plan, dis wat hy sê, as jy weet hoe afhanklik jy van my is, dan gaan hy aan en sê, as jy weet, as jy treur oor jou sonde, en as jy sagmoedig is, en as jy honger en dors na wat reg is, en jy is barmhartig, en jy is rein van hart, en jy is 'n vredemaker, dis die karakter van Jesus. En verlede week het ons gehoor, vorige week het hy gesê, maar as jy die karakter van Jesus het, en jy leef en jy besef, maar ek is 'n koningskind, wat 'n koninkrykslewe moet lewe, dan is jy in hierdie wêreld sout en lig, dan is jy die een wat die invloed moet wees. Daar's niemand in hierdie wêreld wat enige ander Christelike invloed gaan hê as jy, as die kerk nie. Dan gaan nie 'n ander klip begin en sê, ons moet ons nou mense Christene maak nie, terwyl ons nie in Jesus glo nie. Dis die kerk se werk. En toe verlede week het ons gesien, waar hy kom en hy sê vir ons, maar luister ouens, om te kan bly as 'n koningskind, in 'n koninkryk van God, is daar wette en reëls,
gegee. Maar julle verstaan die wette en die reëls verkeerd, sê hy vir hulle. Hy sê, julle verstaan wette en reëls so, dat as ons hierdie wette en hierdie reëls hou, dan is ons alright. Almal dink ons is baie grand, terwyl ons hart glad nie by God is nie. En dit is verlede week gehoor, dat dit eintlik net daaroor gaan, dat hy sê, dit gaan oor jou hart. En ek wil vir julle graag lees, die opsomming van die hele Bybel in een vers, Deuteronomium 12, 2 verse. En nou Israel, dis nou net na hulle die wet gekry, Deuteronomium 10, sy eerste deel, het hulle die wet weer gekry. Onthou julle die geskiedenis was, Moses het die wet gekry op 2 kliptafels, en toe kom hy af, toe hy afkom daar van die berg af, wat kry hy? 'n kalf. Hulle is besig om 'n kalf te aanbid. En wat maak hy? Hy gooi die goed stikkend op die grond. En nou kry hy weer die wet. Nou is hierdie gedeelte, Deuteronomium 10. Hy sê, en nou Israel, die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Dis wat hy vra. Hy vra dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Dis dit. Hoor wat hy sê. Hy sê die Here God vra dat jy hom moet eer, sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en met dien met hart en siel. Nou sê hy, gehoorsaam die gebooie en die voorskrifte wat die Here jou vandag gegee het deur my. Dis nou Moses wat praat. Hoekom? Hoekom gee God dit? Dit sal tot jou voordeel wees. Dis al waarmee God besig is. Dis al waarmee God besig is in die hele Bybel. Dis tot jou voordeel. Dis tot jou voordeel as jy gehoorsaam is. Dis tot jou voordeel as jy luister. Dis tot jou voordeel as jy vir God lief het. God het nêrens 'n wet gegee om jou te irriteer en om 'n spoilsport te wees en te sê, maar ek maak dit vir jou so moeilik as moontlik nie. Nou die eerste saak wat Jesus nou in 'n praktiese, hier gaan nou 'n klomp praktiese goed kom. Die eerste 2 sake is Genesis 2, 1 en 2. Want in Genesis 1 kom maak God die mens en dan in tweede in Genesis 2 kom maak hy die huwelik. Volgende week praat ons oor die huwelik en egbreek en hoe mense hanteer jou huwelik moet hanteer. Hierdie week praat ons oor moord. Nou wil ek by julle hoor. As ek nou oor moord praat. Wie van julle het al meer as 10 moorde gepleeg? 5? 5. Stop, sit 'n bietjie weg daar. 2? 0? Nou moet julle oplet. Wie van julle toch nooit 'n moord gepleeg het? Ja. Nou kom Jesus, of nou kom die skrifgeleerdes en hulle sê, jy mag nie moord pleeg nie. En as jy nog nooit 'n moord gepleeg het nie, dan is jy okay. Nou, dis die einde van die preek. Dan kan ons nou huis toe gaan, want dan het ons mos nou nie een nodig om verder enige woord te hoor nie, want as julle nog nooit 'n moord gepleeg het nie, maar wie van julle beplan dalk 'n moord? Ek wil net kyk of ek die preek kan langer maak 'n bietjie. Ja, anders kan ons nou dadelik gaan, want as die preek gegaan het oor jy mag nie moord pleeg nie, en jy mag ook nie 'n moord beplan nie, dan is dit verby, dan is dit klaar. Maar nou kom hy, en hy sê vir die ouens, luister, julle ouens, julle sê mos, ons mag nie moord pleeg nie. Maar wat gaan in julle harte aan? Hoor wat sê hy vir hulle Matteus 15, hy sê, hierdie volk eer my met hulle mond. Hoor wat soek God. Hy sê, maar hulle harte is ver van my af. Hy sê, dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Wat mense begin doen het, en dis deur eeue heen, het hulle gegaan, en in elk geval kon die mense daai tyd nie Hebreëus verstaan het nie, want Hebreëus was nie die voertaal nie, dis soos julle wat nou sukkel met die Engels. Aramees was die voertaal. En die Bybel was in Hebreëus geskryf. En die Jode se skrifgeleerdes en die Fariseërs en die Sadduseërs en al die slim kerkmense het vir hulle gesê, maar dis wat in God se woord staan, en dis wat julle behoort te doen. Dis hoe julle moet optree. So hulle mond het hulle God geëer, maar hulle hart was nie daar nie. En nou kom Jesus, en dis wat ons nou ingaan by vers 22. Hy sê, julle het gehoor, dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. En verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek is strafbaar voor die Joodse raad.
En wie hom uitskel vir 'n idioot is strafbaar by die helse vuur. Natuurlik het God 'n saak. Natuurlik is dit vir God sleg as iemand anders se dood maak. Ek het 'n bietjie gaan kyk die statistiek. Persentasie gewys. Wat sê julle skat, hoeveel mense in die wêreld is moordenaars? As ons nou uit persentasie van 100 moet vat. Hoor hierso. 0,001% van die wêreld is moordenaars. 99,99% van al die mense in hierdie wêreld is nie moordenaars nie. Daar's net 437.000 moordenaars verlede jaar gewees. Net 437. Dis van 7 biljoen mense. Is dit niks. So moord is belangrik vir God. Dis vir hom sleg as mense doodgaan. Maar wat ek hier hoor, hy praat nie met die 0,01% van die bevolking nie. Hy praat met die 99,99 en nog 'n ander ook, want hulle het ook woede gehad, want baie moord word uit woede gepleeg. Maar wat God eintlik wil hê en waarmee met ons as kerk besig is om te sê, hanteer jou woede, want dis eintlik maar waarmee hy besig is. En julle sal weet, in dwars deur die eeue lank is daar vir moord was die straf doodstraf. Dis maar nou onlangs wat dit verander het. In die laaste 40 jaar het lande die doodstraf afgeskaf. Tot nou onlangs soos 40 jaar terug was omtrent in elke land, as jy moord gepleeg is jy doodgemaak. Nou kom sê Jesus, maar as jy vir iemand kwaad word en kwaad bly, is jy ook 'n moordenaar. Nou dink ek, nou sal 'n landdros of 'n hof of 'n regter kom en ek vat jou nou na 'n regter toe of julle vat my na 'n regter toe en sê hy het van my kwaad geword. Julle weet ons as die kinders partykeer na julle toe kom en sê ja, hy maak my kwaad of hy het my kwaad gemaak. Wel, doodstraf. Want dis moord. Dis wat Jesus sê. So wat hy eintlik by hierdie mense kom sê is, ouens, moenie hier sit voor my, dis nou voor Jesus en sê, ons is eintlik heel okay. Kyk hoe goed is ons het nog nooit 'n moord gepleeg nie. Ons is deel van die 99,99% van die wêreld. Maar in jou hart brand dit. Is daar so 'n haat, is daar 'n bitterheid, is dit soos 'n maalkok, 'n kookpot van woede. Hy sê, ek kan nie dit vat nie. Dit moet jy uitsorteer. En ek weet almal van julle het al daar. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al 'n mens doodgewens. So 5 jaar terug, daar was 'n skeieregter. Ek dink sy naam was iets met Bryce, is dit nou precies, ek sou nie presies seker nie. Wat julle ook? Nee, jy nie, want jy is mos so ossie gewees. Of het nog steeds? Ja, Bryce Lawrence, maar hy leef nog. Ons mag jy ons doodwens nie, maar ek weet nie wat skeieregter, die staan niks van hulle het nog nooit, ja. Want jy sien die probleem is, daar is nie by God 'n groter en 'n kleiner sonde nie. Dis die ding. So, by God is sonde net een ding, en dis ongehoorsaamheid aan God. So God sê, jy mag nie moord pleeg nie, dis 'n sonde. Maar God sê, jy mag nie kwaad word vir iemand en kwaad bly vir iemand nie. Want dis ook sonde. En nou sê God, en dis die verdere probleem is, mense wat nie moord pleeg nie, sê, kyk hoe wonderlik is ons, maar hulle loop met haat in hulle hart. Hoekom dink julle is dit vir God so 'n probleem? En ek het nou dit gesê, in Genesis 1 sê hy, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy geskep. So dink vir 'n oombliekie, elke liewe mens wat vandag om jou sit, ek wat voor jou staan, elke liewe mens wat jy vandag gaan raakloop en môre in die res van jou lewe is na die beeld van God gemaak en is deur Jesus die potensiaal gegee aan die kruis om gered te word. Hy sê, want God het die wêreld so lief gehad. So elke mens, hoe lyk hy ook al en hoe hy optree, het die potensiaal as hy by Jesus kom om 'n kind van God te word. En julle almal het al verhale gelees van die wildste mense wat as hulle Jesus ontmoet tot bekering kom. So elke ou het die beeld van God in hom.
En nou sê God, so die ou teen wie jy optree, die mens teen wie oor jy die woede het, dis my beeld. Dis iemand wat na my gemaak is. Na my beeld. Nou kom 'n ander ding. Nou sê mense vir my, ja, ek hoor wat jy sê, maar Jesus het ook al kwaad geword. Mense sê dit. Wat jy waar kry? Het Jesus al kwaad geword? Julle het al vir mense gesê, as julle kwaad word? Ja, maar Jesus het ook kwaad geword. Jesus het nooit kwaad geword. Vir enige iets wat mense aan hom gedoen het nie. Mense slaan spykers in sy arms, dan sê hy vergewe hulle. Mense slaan hierdie doring ding op sy kop, sê niks. So Jesus het nooit een keer vir sy disippels gesê, as die mense iets aan julle doen, dan mag julle kwaad word, dan sal hulle aan julle vat nie. Hy het vir hulle gesê, ouens, as julle agter my aankom, gaan die mense julle doodmaak. Hy het nie gesê, dan mag julle kwaad word nie. Hy het gesê, geseënd is julle, as mense julle ter wille van my spot, en beledig, en kwaad maak, en doodmaak. Geseënd is julle. Jesus het een keer kwaad geword, wat ons van weet, as 'n paar ander gedeeltes wat jy kan sien, hy is ook kwaad. En elke keer was dit vir een rede, dis die eer van God. Hy stap in die tempel en dan sê hy vir hulle, hoorie, hier is my pa se blyplek. Die tempel is waar God, julle sê God bly. Hy sê, en julle maak van my pa se huis 'n rowernes. Nie oor hom gegaan nie, het gaan oor God se eer. So elke keer wanneer Jesus kwaad geword het, het net oor een rede gegaan, oor sy eer, oor God se eer, nooit oor sy eie eer nie. So jy kan nooit daai voorbeeld gebruik vir jouself om te sê, maar kyk wat doen hulle aan my, kyk hoe praat hulle met my, kyk hoe praat sy met my, kyk hoe praat hy met my. Ja, nou het hy kwaad geword, want Jesus het ook kwaad geword, nooit, een keer, vir homself nie. Hulle kon hom doodmaak. Hy het nie kwaad geword nie. Maar nou sê hy, as jy sou kwaad word, terwille ook van God se eer, en as jy kwaad word, dan is daar 'n sonde wat uit dit vloei. Kom ek lees gou vir julle Efesiërs 6, hy sê, as julle kwaad word, hy sê, as julle kwaad word, moenie sondig nie. Dis die kruks. En moenie 'n dag kwaad afsluit nie, en moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Jy sien, die klem lê hierop, nie dat jy kwaad word nie. Want elkeen van julle wat hier sit, het al kwaad geword. Maar die klem lê daarop, kwaad bly. Want as jy kwaad geword het vir iemand, en jy gaan na daai persoon toe en sê, ek is verskriklik jammer, sal jy my vergewe? En jy gaan na God toe en jy sê, jy is vergewe, dan wat sê God? Dan is dit afgehandel, dan is dit klaar, dan is dit verby. Maar hy sê, en hier is die kruks daarvan, is die sleutel van ons om hierdie hele ding oop te sluit, as jy wil weet hoe dit werk, met my humeur en my woede, en hoe God wil hê ek moet dit onder beheer bring, dan is hierdie die sleutel. Efesiërs 4, vers 26, hy sê, as jy kwaad word, moet jy nie sondig nie, hy sê so, jy moet reageer, jy moenie reageer, sonder om vergifnis te vra nie. Jy vra dadelik vergifnis, jy maak dit dadelik reg. Hoor wat sê hy hier, moenie gaan slaap terwyl jy kwaad is nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Dis die sleutel. Jy moet dit voor die son sak regmaak. Hoekom? Want daar staan, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Want dis waar jy die duiwel 'n vatkans gee. Nou daai woordjie vatkans is eintlik in die Griekse kamer. So hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. As jy sou iets gesondig het, dan vra jy dadelik om vergifnis, jy sorteer dit uit voordat die son sak, want anders as die son sak, dan gee jy vir die duiwel 'n kamer, en dan oornag hy by jou, en as die duiwel by jou een nag oorslaap het, jy kry hom nie maklik uit nie. Dan bly hy daar, en dan vat hy daai kwaad, en dan maak hy dit bitterheid, en dan maak hy dit haat, en as hy dit haat gemaak het, dan is dit so naby aan moord. Daarom sê hy,
Ek het jou belang. Onthou julle in die begin het ek gelees Deuteronomium. Hy sê ek gee vir julle hierdie reëls, ek gee vir julle hierdie wette en ek sê vir julle, ek gee vir julle die wette sodat julle my moet eer, sodat julle my moet dien, sodat julle gehoorsaam moet wees. Hoekom? Tot julle voordeel. Ek het julle voordeel. Ek het jou belang op die hart, sê hy. Ek wil nie hê die duiwel moet by jou kom oornag nie. Want dan is dit nag. Want hy is die prins van die duisternis. Want dan word dit nie weer dag nie. As die duiwel oorgeslaap het, dan vat hy sy nag in jou lewe in. En dan vat hy nie naderhand jou woede nie, naderhand vat hy jou huwelik, en naderhand vat hy 'n klomp ander goed saam. Maar hy sê ook, sorteer die goed vinnig uit. Vers 25 sê, as iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is. Hoekom? Sodat hy jou nie voor die regter bring, en die regter jou aan die polisie oorgee, en jou in die tronk sit nie. Ek dink asof God wil sê, ek wil tog nou nie in die Jerusalem News se opskrif sien, koningskinders in die tronk nie. Dis nie wat God soek nie. Hy soek jou voordeel. Hy wil jou voordeel hê. Sê ek wil nie hê, julle moet aangaan en mense arresteer julle, of jy kom in die moeilikheid nie. Ek wil hê, jy moet uit die moeilikheid uitblaai. En daarom is een van die karaktereienskappe van 'n koningskind, geseënd is die een, wat honger en dors na wat reg is. So jou hongerte en dors is om te sê, Here, ek bid so, dat ek in die regte verhouding met U is, dat my lewe reg is. So die eerste ding wat hy praat is oor, wat gaan in jou hart aan? Die tweede ding wat hy praat is, wat sê jy vir iemand as jy kwaad is? Hy sê hier, verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. Nou daai woordjie raka, julle sien die Engels het hom nie vertaal nie, beteken senseless. Dink nou al die goed wat jy vir iemand kan sê, jou empty head, worthless fellow, blockhead, rockhead, klipkop, dom, onnoosel, stupid. Julle het nog nie geweet ek ken sulke woorde nie. Maar ek hoor dit by julle. Ek het dit geken voor ek julle geken het nie. Nee, ek spot sommer. Jy mag dit nie sê nie. Jesus sê, jy kan nie vir iemand sê, hy is onnoosel nie. Want dis wat hierdie woord beteken, dit is om iemand se verstandelike vermoë te betwyfel. Dink vir jou vir 'n oombliekie in. Hier staan jou kind. En hy is by die skool, of by die rugby, of by die netbal, of een of ander iets. En jy staan daar, en hier staan 'n ander kind. En hy begin vir hom uitskel. Jou onnoosel klipkop. Jy het geen verstand nie, jou stupid. Wat gaan jy maak? Dan gaan ek sukkel om hierdie ding te beheer van jy mag nie kwaad word nie, né? En as jy voel, maar ek wil iets aan hierdie persoon doen, want kyk hoe praat hy met my kind? Hy kan nie met my kind, ek sien, hoe trek my kind sy gesig en sy hele lyf aan mekaar, hoe hierdie ou dit vir hom sê. Nou sê God, hoe moet ek voel? As jy sit, ek sit daar, jy is my kind, en daar is iemand wat na my beeld gemaak is, maar jy gaan na daai iemand toe, wat na my beeld gemaak is, en jy sê dieselfde ding vir hom, en ek sien hoe kruip hy in, hoe kramp hy in. Dis wat hy sê. Hy sien die beeld van God in elke persoon. Hy kan nie vir hom sê, hy is 'n klipkop nie. Dis wat hy sê, want hy sê, weet jy wat, jy moet veral versigtig wees, wat in jou hart omgaan. Hoor wat sy Spreuke 4 vers 23, hy sê, wees veral versigtig, met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En ek wil so ver gaan, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal ander mense se lewens. Dit bepaal die rigting van ander mense se lewens. Want hoeveel mense, jy dalk nog nooit iemand doodgemaak, maar ek weet van soveel mense wat al hulle self doodgemaak het. Op grond van wat ander mense gesê het. Op grond van mense se woorde. Veel mense het al by my gesit, met 'n diep minderwaardigheidskompleks, wat net sê, ek kan nie glo wat mense vir my gesê het nie. Ek kan nie dink, hoor wat my pa vir my gesê het, of my ma. Ek sit met hierdie ding.
En ek sit met hom, want dis wat mense vir my gesê het. So wat Jesus kom sê, stop die belediging. Stop om vir mense goed te sê, wat jy nie self wil hoor nie. Dan gaan hy verder. En hierdie is nou lyk my nog erger. Hy sê, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Dan gebruik hy die woordjie moros. Moroon. En dis 'n interessante woord, want hy sê, here the word means morally worthless. Iemand wat, jy sê karakter sê, jou karakter is niks werd nie. Hy sê, it's a more serious reproach than raka. The latter scorns a man's mind and calls him stupid. Moros scorns his heart and character. Dis om vir iemand te sê, man, jy is nie Christen nie. Ek betwyfel jou geloof, want 'n Christen tree nie so op nie. Jesus sê, dis strafbaar met die helse vuur. Prys die Here vir Jesus aan die kruis. Want anders was ons almal net deur dit in die hel. Maar nie een van ons het al 'n moord gepleeg nie. Maar hoeveel keer het ons al van mense se karakter aangevat? Karakterloos gemaak. Dankie dat Jesus ons kom red het. Anders was ons daar. Maar nou gaan hy aan na 'n volgende ding toe. En dis die hele ding, jy kan sien hoe bou hy op. Hy sê, ouens, jou hart moet reg wees. Dit help nie net jy lyk of jy right is. Dit help nie jy sit in die kerk en almal dink jy's uitgesorteer, maar terwyl hier binne in jou hart klop, daar sulke woede en bitterheid en haat en sulke gedagtes. Hy sê, jy moet versigtig wees wat jy vir ouens sê, want dis my beeld, dis my kind wat so gesê word. Wees versigtig om vir iemand te sê, hy's 'n niks werd moroon, want dit het al mense in die hel laat beland. Maar die groot nie enkele nie, maar een van die groot probleme by mense wat woede in hulle hart het, dit belemmer hulle aanbidding. Dit belemmer hulle tyd met God. Hoor wat sê hy in vers 24. Hy sê, as jy jou gawe na die altaar toe bring, en dit daar jou byval dat jou broer iets teen jou het. Nou wanneer het jou broer iets teen jou? Wanneer jy nie meer iets teen hom het nie, nee. Maar hoekom het jou broer iets teen jou? Omdat jy iets aan hom gedoen het. So jy is die skuldige. So as jy daar sit en jy is skuldig daaraan dat jy jou broer kwaad gemaak het vir een of ander rede, laat staan jou gawe daar by die altaar. Jy gemaak eers vrede met jou broer, en dan bring jy jou gawe. En daai gawe waarvan hy praat is hulle dankoffer wat hulle gebring het, hulle sacrifice, as jy in Engels sê van sacrifice. En hoor sommer net so ander beginsel hier langs die kant. Net sommer dit vir julle sê. Om jou dankoffer te gee, is nie om die dominee se pay te help betaal nie. Of om hierdie onkoste te help betaal. Mense sê, ek gee my dankoffer vir die kerk. Jy gee niks vir die kerk. Dankoffer was 'n act of worship. En hulle, in die Joodse tyd, was die dankoffer gedeelte, wanneer jy jou dankoffer, wanneer ons net die dankoffer gee, of wanneer jy jou maandelikse dankoffer gee, of jy weekliks gee, of wanneer ook al jy jou dankoffer gee, en die hoeveelheid wat jy gee, dit sê, hoe aanbid jy vir God? Dis 'n act of worship. Jy sê, ek moet nou weer geld gee, die kerk vra weer geld nie. Maar as om te kom sê, Here, deur dit wat ek vir u kom gee, wil ek u aanbid. Dis wat hulle gedoen het. So wanneer hulle daar gekom het, Jesus sê, as jy kom om jou act of worship te doen, en jy bring jou dankoffer, en jy dink aan iemand wat vir jou kwaad is, dan stop jy dit, want jy kan nie by my kom sit, en jy gaan nie die volle vreugde van aanbidding aanbeleef, as daar woede en haat in jou hart is. En julle weet almal dit. Ek sukkel om by God te sit as ek kwaad is vir iemand. Of as iemand vir my kwaad is. Dan moet ek eers gaan regmaak. En dan kan ek weer by God gaan sit. Dit is asof daar so deur is wat tussen my en God is. As jy so die groot ding wat gebeur, is dit belemmer jou act of worship. En ons noem ons hierdie 'n erediens. Eer aan God en diens aan God en diens aan mekaar. So hierdie byeenkoms, as jy hier inkom, maak seker dat jy reg is. Maak seker dat jy reg gemaak het. As daar iemand is wat vir jou kwaad is,
gaan maak reg. Natuurlik is daar mense met wie jy al gaan regmaak het, wat nog steeds vir jou kwaad is. Dit gaan jy altyd kry, en dis nie waarvan hy praat nie. Jy kan natuurlik weer 'n keer gaan, en weer probeer, maar daar is partykeer net mense wat uit my kwaad gebore word, maar die Here sal ook wel help. Dan kan jy vir hom begin bid en sê, Here, daai persoon mis dit wat ek het. Asseblief, help hom of haar. Jy sien maar die gevolge. Die gevolge is, sê Jesus, menslik is jy strafbaar gewees in daai tyd voor die regbank, wanneer jy iemand 'n idioot, wanneer iemand 'n gek genoem het, voel, en jy was strafbaar met die helse vuur, as jy vir iemand gesê het, hy is 'n maroon, maar vir ons, wat in Jesus reeds die vergifnis ontvang het, wanneer ons met kwaad loop, en ons skel mense uit, dan mis ons dit, om hierdie intieme verhouding met God te hê. Dan mis ons eintlik ons doel om as 'n koning se kind te leef. Want hoe kan God dan ons adverteer? Hoe kan hy sy koninkryk adverteer as 'n alternatief vir die wêreld? Maar die agente, die kinders in hierdie koninkryksbesigheid van God tree op soos die wêreld. Dit maak God se koninkryk belaglik. So wat hoor ek? Hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. En hoe sondig jy? Jy bly kwaad. Jy bly kwaad, jy sluit die dag kwaad af, jy laat die duiwel toe om by jou te kom oornag, jy begin as jy kwaad word vir mense goeie sê, wat die beeld van God in hulle afbreek, soos om hulle intellek te bevraagteken. Derdens, jy begin vir mense sê, maar jy's nie 'n Christen nie, en jy kan nie 'n God se mens wees nie, en kyk hoe tree jy op, jy begin om daai ou so seer te maak. En hy sê die konsekwensies, uiteindelik belemmer dit ons verhouding. En ek moet vir jou sê, op die aarde buite in die hel, is dit seker sekerlik die slegste plek om te wees, is om nie naby God te kan kom nie. Is om nie 'n naby verhouding met God te hê nie. Dit moet die slegste plek wees waar enige persoon kan wees. Daar kan nie 'n slegter plek wees as om nie by God te wees nie. Die beste wat jy kan wees, is om by God te wees. Terwyl 'n ou met hierdie sonde sukkel. En dis wat ek so hou van Jesus. Hy kom juis en hy sê vir ons dan hierdie goeters. Hy sê vir ons maar so hierdie goeters in die Bybel. Hy sê, ouens, ek verstaan dit, ek was ook versoek. Ek wil julle kom help om as koninkrykskinders of koningskinders te kom leef. Ek waardeer dit, dat hy vir ons kom sê, kom elke dag na my toe, kom vra vir my, kom help, vra vir my om jou te help, kom sit jouself by my en sê, Here, ek is ongelooflik arm van gees in die departement van woede. Ek het nie 'n plan nie. As ek my kon kry, dan bars ek uit in woede. Help my, want ek is arm van gees. En dan treur. Hy sê, geseënd is jy, as jy treur, as jy by hom kom sit, en sê, Here, ek is so jammer daaroor, help vir my. Geseënd is jy, as jy dan sagmoedig raak. Het is net God wat dit kan doen. En dis hoekom Jesus ons kom leer. Hy leer sy koninkryk kinders, jy hoef nie op te hou kwaad word, omdat jy 'n kind van God wil word nie. Hy sê, jy is reeds 'n kind van God, as jy hom aangeneem het en in hom glo. Daarom wil ek nie hê, dit moet by jou pas nie. Hoekom? Vers 5, hoofstuk 5 vers 9 sê, geseënd is die vredemakers. Want, wat staan daar? Hulle sal kinders van God genoem word. Kan jy onthou waar ek begin het? Ek het gesê, wat 'n ongelooflike voorreg om 'n kind van God genoem te word. Hoe word jy 'n kind? Jy neem hom aan. Wat sê hy hier? Geseënd is jy, as jy by 'n punt gekom het om te sê, gaan hierdie woede wat in my hart is vir God kom bring, en ek gaan hierdie kwaad word, en hierdie goed wat ek vir mense sê vir God bring, en ek gaan vir mense vra, ek gaan dit regmaak. Hy sê, dan is jy geseënd, ongelooflik goddelik gelukkig, want jy's 'n vredemaker. En dan sal God en mense jou 'n kind van God noem.
En dit is die beste plek om te wees. Is om 'n kind van God te wees. Ek het hier geskryf, mag God ons help, want ek weet elkeen van ons sukkel met dit. Maar hoor net God se hart, hy sê, moord is gelyk aan woede, kwaad, uitskel. Moroon is gelyk aan moord. Hy wil dit nie so hê nie. Kom ons bid. Here, hierdie is vir my self so moeilik, want jy weet hoe ek partykeer hiermee sukkel. Dankie dat u ons stop in ons spore en sê, weet jy, koningskinders, julle kan nie net terugsit en dit aanvaar nie. Daar is 'n uitkoms. Wanneer jy so kwaad raak, dan is jy met God se beeld, mense wat na sy beeld gemaak is besig. En hy kom sê vir ons, om het vinnig reg te maak, voor die dag verby is. Dat ons nie die duiwel oornag by ons gee nie, want ons weet hoe sukkel mense om van hom ontslae te raak. Hoe hy vir ons bitter maak, hoe hy vir ons haat het. En is dat dalk mense vanoggend hier wat grudges het teen iemand? Ek wil vra dat u die ketting sal dit afval vandag. Dat ander mense vanoggend sal vergewe wat hulle kwaad aangedoen het. Wat hulle dalk jare terug uitgestel het of onlangs uitgestel het vir 'n fool of 'n idioot. En dankie dat hulle die grudges kan neerlê by die voete van die kruis. En dankie dat ons vir u kan kom vra. Help vir ons op hierdie terrein. Help vir ons om te kan leef sodat ons die naam kind van God werd kan wees. Want jy sê, geseënd is jy as jy vredemaker is, want dan sal jy 'n kind van God genoem word. Here, maak vir ons mense vol vrede en liefde en ag, sommer Jesus uit ons uitstraal. Want mense kan maar goed aan ons doen, wat u sê, geseënd is jy as mense jou beledig. So help vir ons om nie net sommer net, soos die Engels sê, the offense, take offense. Dat ons weier om dit te vat. En dat ons weet, as ek weer kwaad geword het, dan belemmer dit my aanbidding. Dan belemmer dit my tyd met u. So ons eer u dat u vir ons leer. En ek is so dankbaar dat u nie ophou om ons te leer nie. Jesus stukkie vir stukkie kom kap u alles af. Amen. Kom ons eer nou die Here met 'n act of worship, met ons dankoffer, maar die lied wat ons gaan sing, kan julle sommer saam sing ook. Is die rots waarop ek bou en
Here, dankie dat ons hierdie gebed sommer kon gebid het so saam terwyl ons sing. Mag elke woord wat uit ons mond kom, vir U welbehaaglik sal wees. U sal sê, dis mooi, dis lekker. En elke woord wat uit ons mond uitkom wat sleg is teenoor mense, laat ons sommer dadelik besef hoe onwelkom, hoe onwelbehaaglik dit in U is. En dankie vir die offer. Dankie dat ons dit vir U kon bring. Ons wil vra dat U ook geëer word deur ons dankoffer. En dankie dat ons dit kan gebruik tot U eer. Amen. Goed, ek het met julle 'n paar afkondigings net vandag. Die omgee groep boekies is daar agter. So moet nou nie elke omgee groep 'n boekie vat en dat 'n leier of iemand vir die omgee groep 'n boekie vat. Julle aantal boekies skryf net daar so dat jy hoeveel jy gevat het en teken net daar dat ons weet elke omgee groep daar agter by die tafeltjie daar. Dan terselfdertyd by daai tafeltjie is daar 'n dingetjie wat jy kan invul ook vir die youth. As jy nog vir ons kan help in die youth church. Enige persoon wat sê ek kan daar net as 'n helper optree, 1 keer in 7 weke, daar is 'n papiertjie daar, vul net jou naam in asseblief. Goed, en dan weet jy of jy gehoor het van die fliek Risen? Dis 'n ongelooflike goeie fliek, blykbaar, ek het dit nog nie gesien nie, maar van die kollegas het dit gesien. En hy wys in Cinema vanaand 10:09, môre aand, maandag, woensdag, dinsdag aand en woensdag aand 9:30. So ek wil julle regtig aanbeveel. Ek het nie aandele in ys nie. Ek moet daar koop. Maar gaan kyk die fliek. En vat van jou nie-gelowige vriende dalk saam. Dit is die verhaal, dis 'n bietjie bloeddorstig in die begin, maar dit gaan maar net oor die kruisiging van Jesus en dan van die feit dat hy opgestaan het. Van dit die verhaal word vertel van hierdie Romeinse soldaat wat daar gekom het toe Jesus nie daar is nie. En dan die hele vervolging wat daarna gekom het. So dis 'n baie goeie fliek wat jy ook nie Christene heen toe kan gaan vat nie. Dan as jy enige jong mense ken wat nog nie by ons youth was nie, al hoef nie in ons gemeente te wees nie. It's amazing wat gebeur op 'n Vrydag aand. Laas Vrydag aand was daar 45 kinders. Nou ons het net 44 op ons boeke, waarvan 'n klomp nie daar was nie, so dit beteken net daar's 'n groot klomp ander kinders van ander gemeentes of van wat glad nie eens gelowig is. Daar's 'n klomp kinders wat glad nie eens gelowig is nie wat kom. So bring nog julle vriende en vriendinne se vriende en almal. Dis so 'n groot voorreg dat Dirk daar is om met ons jong mense te werk. En dan die manne wat glo, dit is baie naby 3 weke van nou af. Nikkie, sal ek vir jou kan vra dat die manne wat na die Vrydag aand geleentheid toe gaan by Nikkie net hulle name gee. Dis $5. Ons het net 'n getal nodig want ons gaan vir die ouens ietsie gee om te eet. So $5, dan kan ons saam met die 4 manne, Jan de Wet en Willie Joubert en Leon Ferreira en Dewald Gou se manne aand hê. Dis Vrydag aand die 8, wanneer is dit? Dis Vrydag aand die 18de Maart. En praat met Nikkie en dan Sondag aand die 19de die 20ste Maart. Nee, ekskuus. Saterdag aand die 19de Maart het ons dan ons gospelbyeenkoms van Jan de Wet en die hele groep daar by ons Canningvale kampus wat nou in ons Leeming kampus wat nou in Canningvale bymekaar kom, daar by die Livingston gemeente, daar waar Louis Brits altyd optree. En daar is die kaartjies, julle kan dit online koop. Maar vertel ook vir julle ander vriende, as jy al reeds daar was, is 'n nuwe konsert, is nie 'n herhaling van die voriges nie. En dan ons Sunday night service, ons begin met ons eerste Sunday night service die 20ste Maart. Dis vir ons jong mense vanuit ons jeugbediening uit. Dirk gaan daar preek, maar elkeen is welkom. So bring ook jou Engelse vriende. Sê kom na ons Sondag aand se eerste kerk aand geleentheid. Ek dink dis dit. Kom staan. En nou gaan jy gebed sing. Jy gaan sê, Here, mag die Gees U my lei, want dis wat ons nodig het. Ons het nodig dat die Gees ons lei in hierdie hele ding van woede en kwaad en lelik praat. En mag die Gees ons volmaak. So kom ons bid hierdie gebed en dan seën ek vir julle daarna. Ons
En julle het dit nou gebid en ek gee dit graag vir julle en vir my. Ek kom lê op julle elkeen nou. Die genade van God ons Vader. Die liefde van Jesus Christus die Here, die vredemaker. En mag die Heilige Gees ons lei en help, ons as koningskinders gaan leef. Die Here seën julle vandag, en totdat hy ons kom haal. Amen. Kuier nou lekker, maar nie huis toe gaan nie. Moet nou nie lelik praat met my en met ander mense nie. King